Ons is by mekaar in die naam van die Almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here sê in sy woord, kom na my toe dat julle gered kan word. Daar is geen ander God. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Gesang 570 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 26 of strofe 1 en 2. Ure, dae, maande, jare, skei soos skadu stil verby, niks wat met die loop van jare onveranderlik kan bly. Soos die klaar, so is ons daar, soos 'n blom verwelk die mens. Die stel na die welbehaal aan ons leeftyd hier in grens. Gesang 570 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 26, ook strofe 1 en 2. Ure, dae, maande, jare, skei soos skadu stil verby, niks wat met die loop van jare onveranderd kan bly, soos die gras, soos ons dae, soos 'n blom verwelk die mens. U stel na u welbehae aan ons leeftyd hier in grens. Vader, onderhou en smarte, Vader, as u ons bestraf, u die kenner van ons harte, lei ons deur die dood en graf, wat verander op die aarde, u verbond hou ewig staan, ewig rustig in die vrede, veilig in die Vaderland. Daardie wet sing die gemeente Gesang 576 in die liedboek, strofe 1 en 2, dis ou Gesang 41, ook strofe 1 en 2, en na die belydenis Gesang 579 in die liedboek, strofe 1, 3 en 4, dis ou Gesang 28, strofe 1, 3 en 5. Gemeente, waarin ken ons sonde en ellende? Ons ken dit uit die wet van God. Luister dan met aandag na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gedeelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.
jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut om sonde en ellende uit die wet erken het, laat ons God bely in die sin van Gesang 576 in die boek, strofe 1 en 2, dis Ou Gesang 41, strofe 1 en 2. Moet jy stryd in moeilikhede, kind van God vertrou op hom. Hy gee krag op jou gebede, hy ken jou omstandighede, hy omskep die smart en vreugd, ons kan ons in hom verheug. Bou in kommervolle dae, al jou hoop op hom alleen. Hy hoor al jou sug en klag, hy ken al ons aans en vrae. Deur die swaarste teenspoed in, hy kan help, ja, hy alleen. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan nou belydenis van ons algemene Christelike geloof doen en dat elkeen van ons in sy hart soos volg spreek. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons geloof bely het, laat ons ons lewe aan die Here toewy in die sin van Gesang 579 in die liedboek, strofe 1, 3 en 4, dis Ou Gesang 28, strofe 1, 3 en 5. Ons harte is verheug aan God, beskikker van ons deel en lot. Ons lewe in sy hande hou, hom kan ons alles toevertrou. God ken alleen die regte pad, wat uitloop op die hemelstad. Hy weet of voor of die spoed, die beste is vir ons gemoed. Waar niemand anders help my, as mense wyk staan hy ons by. In rus en vrede, nood en stryd, bly hy
gaan weer van vers 17 af tot by vers 26. Ek het by myself gedink, laat ek my oorgee aan plesier, laat ek die lewe geniet, maar ook dit het niks opgelewer. Van lag moes ek sê, dis sinloos, en van plesier, wat bring dit? Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar tog nog op soek bly na wysheid, as ek soos 'n dwaas leef, totdat ek vasgestel het wat die beste is waarmee 'n mens om sy lewe lank in die wêreld besig kan. Ek het groot ondernemings aangepak. Ek het vir my huise gebou en wingerde geplant. Ek het vir my tuine en parke aangelê en allerhande soort vrugtebome daarin geplant. Ek het vir my damme gemaak om die lappe jong bome na te lei. Ek het slawe en slavinne aangeskaf en hulle het kinders gekry wat ook my slawe was. Ek het baie beeste en kleinvee gehad, meer as almal voor my in Jerusalem. Ek het vir my silwer en goud opgegaar wat ek gekry het van konings en prinses. Ek het vir my sangers en sangeresse gewerf, talle mooi meisies met wie ek die lewe kon geniet. Ek was magtiger en ryker as almal voor my in Jerusalem. My wysheid het my goed te pas. Alles wat ek begeer het, het ek my veroorloof. Ek het my geen plesier ontseen. Alles waarmee ek my besig gehou het, het my plesier verskaf. Dit was my beloning vir al my inspanning. Maar toe ek goed nadink oor alles wat ek gedoen het en oor alles waarmee ek my met soveel sorg besig gehou het, het ek gesien dat alles niks was, 'n gejaag na wind. En hierdie wêreld bevredig niks. Ek het die lewe gehaat, dis van vers 17 af. Ek het die lewe gehaat, want alles wat in hierdie wêreld gebeur het, het vir my sleg afgeloop. Alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind. Ek het alles gehaat, waarmee ek my in hierdie wêreld met soveel sorg besig gehou het, want ek moet dit nalaat aan die een wat na my kom. En wie weet of hy 'n wyse of 'n dwaase mens sal wees. Tog sal hy beskik oor alles wat ek met sorg en oorleg in die wêreld bymekaar gemaak het. Dit kom dus ook tot niks. Ek het in vertwyfeling geraak oor alles waarmee ek my met soveel sorg in hierdie wêreld besig gehou. 'n Mens wat met wysheid en kennis gewerk en sukses behaal het, laat sy besittings na aan een wat glad nie daarvoor gewerk het nie. Dit is nie reg nie, ook dit kom dus tot niks. Wat het die mens nou eintlik aan alles waarmee hy hom met soveel sorg en ywer hierdie wêreld besig hou? Elke dag bring vir hom pyn en elke onderneming ergernis. Selfs snags kom hy nie tot rus. Ook dit kom dus tot niks. Dis nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet, as hy dit nie moontlik maak. Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Maar die een met wie hy nie tevrede is nie, kry die taak om op te gaar en bymekaar te maak en dit dan te gee aan een met wie God tevrede is. Ook hier kom dit dus tot niks, dit is 'n gejaag na wind. Tot sover lees ons uit die Heilige Woord, gras verdor en blomme verwelk, en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, slegs by U is troos en hoop en liefde en genade en barmhartigheid en vergifnis. Van U ontvang ons die dinge wat in die lewe werklik
'n verskil maak. Van U ontvang ons alles wat ons nodig het vir die aardse tydelike sake en vir die ewige hemelse sake. Dit gaan ons verstand te bowe, Heer, as ons probeer dink, hoe wil iemand tog sonder U genade leef? Watter antwoord kan daar vir 'n mens wees wat werklik berusting bring? As ons nie besef dat alles teruggaan tot by dit wat U gemaak het en dit wat U beskik. Sonder die teenwoordigheid in ons lewe en sonder die beginsels wat U vir ons gee, is ons lewens so nutteloos en so leeg. En dan is ons hoogste prestasie en ons mooiste dade iets wat maar net weer vergaan. En daarom is ons so dankbaar dat U deur die geloof vir ons 'n beter insig, beter kennis en 'n beter verstaan gee. Deur U genade kan ons weet en verstaan dat daar groter dinge is as net ons daaglikse werk hier op aarde. Ons vra terwyl Heer dat U hier teenwoordig sal wees om ons juist daarmee te help. Dat ons beter kan ken, dat ons meer kan verstaan. En dat ons daardeur getroos moet wees. Ons vra vir die teenwoordigheid, ons vra vir die werking in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing Gesang 571, dit is Ou Gesang 29, die derde en die vierde strofe. Van die velde uit die strome, uit die dieptes van die see, uit die wolke van die bome, deel die milde seën weer. Dis 571 in die liedboek, Ou Gesang 29, die derde en die vierde strofe. Van die velde uit die strome, uit die dieptes van die see, uit die wolke van die bome, deel die milde seën meer, jaar en maand en dag en stonde. Liewe broers en susters in ons Here Jesus Christus, dit is die laaste Sondag van die jaar. En dan is dit normaal dat 'n mens terugkyk en dat 'n mens vorentoe kyk. Maar ons moet meer
as om net na die jaar te kyk. Ons moet die groter prentjie van die lewe op elke keer probeer raak sien. Dit gaan nie net oor wat die afgelope jaar gebeur het nie, en dit gaan ook nie oor wat ons vir die nuwe jaar beplan nie. Dit gaan oor 'n vraag: hoe verstaan 'n Christen gelowige die lewe? Die einde van die 1 jaar is maar net nog 'n dag in die lewe. Is maar net 'n kalenderjaar waarmee ons orde reëls op aarde maak, dat alles nou nie heeltemal uitmekaar uitval nie. So of ons nou in die middel van die jaar is, en of ons aan die einde van die jaar is, en of ons aan die begin van 'n nuwe jaar is, die vraag geld vir elke enkele dag van ons lewe. Het gebeur so maklik dat 'n mens terugkyk en sê, maar daardie jaar was 'n mooi jaar, daardie jaar was 'n slegte jaar, of hierdie deel van 'n mens se lewe is so mooi en daardie deel het so en so sleg geleef, of het so sleg verloop. Ons wil graag elke dag vrolik wees. Ons wil graag elke dag bly en opgewek kan wees. Maar die realiteit maak dat 'n mens soms in 'n gat verval waar 'n mens nie aldag uitkom. Kom ons maak dit nou maar baie prakties. Kom ons vra die vraag: nou oor 3 dae is dit Oujaarsaand. Hoeveel mense gaan op die Oujaarsaand te veel drink? Baie simpel vraag. Ons weet dit gebeur te maklik, ons weet dit gebeur te veel. Maar menswees beteken nie dat een persoon dalk 1 of 2 glase te veel gaan drink nie. Dit beteken daarna is daar dan onenigheid tussen man en vrou, of daar's onenigheid tussen vriende, want die drank wat geloop het veroorsaak dat iemand iets sê of doen wat nie gedoen of gesê moes gewees het. En nou stop dit nie eers daar. Hoeveel skade kom daarna? Hoeveel skade kom dan wat weke en maande vat om dan nou weer herstel te wees? Net oor een mens wat een keer een onnozele ding aangevang het. Mens kan dit nog aan ander voorbeelde ook vasmaak. Dit lyk asof dit vir ons 'n baie goeie seisoen sal wees. Dit beteken as die pryse vir die speenkalvers aanhou om beter en beter te raak, en as die oeste gaan uitdraai soos wat dit beloof om uit te draai, soos wat dit vir ons lyk, dan gaan daar waarskynlik 'n ekstra geldjie wees. Goed? Wat gaan met daardie geldjie gebeur? Gaan dit 'n sinvolle iets wees dat dit gespaar word vir 'n paar jaar, of dat dit so en so gebruik word, wat 'n sinvolle besluit is? Gaan dit dalk gemors word omdat dit daar is en ekstra is? Daar's baie voorbeelde oor hoe mens daardie vraag kan vra. Punt waarop dit neerkom en wat ons moet verstaan. Dit geld vir elkeen van ons, in elke deel van ons lewe. Groot vraag is, wat dryf ons? Hoekom doen ons elke dag van ons lewe dit wat ons doen?
Ons kan dieselfde vraag uit 'n heeltemal ander hoek uit vra. As u en ek die hemelse Vader was, wat na die mensdom kyk en alles wat hulle nou hier op die aarde aanvang, wat sou ons oplossing wees? Die maklikste is om die mensdom in 'n sak bymekaar te maak en om die sak toe te knoop en hom weg te gooi hom in die rivier. Dit sou die maklikste oplossing wees. Want dan is, as ons die Here God was, hoe sou ons met die mensdom gemaak het? Ons moet toegee, swaar kry, foute maak, lelike optrede, al daardie dinge is deel van ons aardse bestaan. Dit gebeur, dit kom voor. Dan moet ons vir onsself die vraag vra, is dit nie presies wat die prediker ook maar beleef het? Is dit nie wat die prediker raak gesien het in sy lewe? Wat het hy alles gedoen? Hy skryf hier. Hy het 'n hele paar verskillende eksperimente gedoen. Ek het gewonder wat sal gebeur as ek my aan wyn oorgee, maar op soet bly na wysheid. As ek soos 'n dwaas leef totdat ek vasgestel het wat die beste is, waarmee 'n mens op sy lewe lank in die wêreld kan besig. Hy het huise gebou, hy het wingerde geplant, hy het damme gemaak, hy het nat gelei, hy het gesorg vir pret en plesier en al die dinge. En elke keer kom hy terug na die punt toe waar hy sê, maar dit help niks. Dit bevredig nie. In ons gewone taal kan ons sê, dit gee nie diepte aan die lewe. Dit bly oppervlakkig. As ons fyn geluister het, dan sal 'n mens agterkom dat in nie een van hierdie probleme wat hy hier beskryf, en een van die dinge wat ons raak gesien het, nie een keer kom geloof na vore. Nie een keer is die vraag gevra, wat is die wil van God? Hoe werk dit vanuit die verlossing? Alles wat daarmee saamgaan. Hoor nou mooi, gee hy self die antwoord, want dit is die pragtige deel van die woord van God, dat hy vir ons 'n vraag en 'n antwoord gee. Dit is nie aan die mens self te danke dat hy kan eet en drink, en onder al sy arbeid op die goeie kan geniet nie. Ek het ingesien dat dit 'n gawe uit die hand van God is. Wie kan eet, wie kan geniet, as hy dit nie moontlik maak vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Ons moet dit vir 'n lewensbeginsel vir onsself en selfsaam. Ons elke dag van ons lewe vir onsself kan sê, maar hierdie saak is genade uit die hand van God. As ons môreoggend ons eerste koppie koffie maak, dan moet 'n mens hierdie wysheid van hierdie verse kan raak sien en sê, maar selfs 'n eenvoudige koppie koffie is nie veronderstel om van selfsprekendheid te wees nie. Ook dit is genade uit ons hemelse Vader se hand. Die beginsel wat ons moet raak sien en wat ons vir onsself moet herinner, as ons nou terugkyk na die jaar wat verby is en as ons vorentoe kyk na die jaar wat voor lê, hoe afhanklik is ons van God? En alles wat ons elke dag doen.
Hoe gereeld gebeur dit dat ons met ons eie gedagte voortstorm? En net nou gebeur dit dat ons weer in so 'n moedeloosheid verval, soos wat mense hier by die prediker wil raak sien, as ons net heeltyd dink aan menslike prestasie en menslike sake. Mens kan dit met 'n baie eenvoudige voorbeeld demonstreer. Stel nou maar, daar is 2 boerderye wat langs mekaar lê, wat ewig groot is, en albei doen ewig goed. Die een boer is gelowig, en die ander boer is nie gelowig. Waar is die verskil? Het is belangrik dat ons die vraag vra. Want as 2 mense langs mekaar presies dieselfde ding doen en presies dieselfde resultate lewer, en die een is gelowig en die ander een is nie gelowig nie, en ons sê dis maar net alles dieselfde, dan moet ons nie vandag hier in die kerk sit. Maar daar is 'n verskil. En die verskil lê daarin, wat maak dat die een in die oggend opstaan, of dat albei opstaan en hulle werk gaan doen? En wat is die bedoeling van daardie werk? Wat is die langtermynbeplanning met daardie werk? Die ou wat uit ongeloof leef, hy sou sy rede hê, die gelowige is veronderstel om te sê, hierdie dag oordeel my mens. Hierdie dag is 'n stuk genade. Hierdie dag is daar omdat die Hemelse Vader dit bepaal het, en omdat hy ons hier neergesit het, omdat hy vir ons hierdie werk gegee het, omdat hy vir ons die talente gegee het, omdat hy die drif van ons hart wakker maak, dat ons met dit wat ons doen, antwoord op dit wat hy uit genade uit vir ons gee. En vir die gelowige is daar nou nog die volgende stuk wat bykom, en dis die hele saak van moed behou vanuit die verlossing. Omdat Christus ons verlos het, kan ons deur 'n droë jaar sien tot by die volgende jaar waar ons hoop en vertrou dat daar meer reën sal wees. Omdat Christus ons verlos het, kan ons teruggaan na die mense naaste aan ons toe en ons kan sê, ek het fout gemaak, vergewe. Omdat ons verlostes is, kan ons die moed behou en sê, maar hierdie werkie wat ons nou vandag doen, is nie die groot doel van ons lewe. Die groot doel van ons lewe kom aan as ons 'n lewe lank 'n goeie stryd gestry het, en ons kan voor die Vader se troon staan, en ons kan dan ontvang wat hy vir ons gee. U hoor dat die werk van 'n gelowige nooit ophou, dat daar altyd 'n geloofsdimensie in elke ding is wat ons moet aanpak. As daar nie tyd of plek vir geloof in 'n saak is nie, dan moet ons baie mooi vra oor waarom ons dan nie besig is. Die prediker het vir ons die antwoord gegee hier by vers 26. Vir die mens met wie se lewe God tevrede is, gee hy wysheid, kennis en blydskap. Wysheid is die vermoë om die regte ding op die regte tyd op die regte manier te doen. Wysheid is die vermoë om te kan besluit. Wat is die langtermyngevolg van hierdie ding as ons vanuit God se posisie daarna kyk? Is dit dan nog sinvol of is dit nie sinvol? Wysheid is nie net slim. Die kennis waarvan hy hier praat, is nie kennis
oor watter soort medisyne 'n mens moet spuit of watter soort kunsmis jy moet gaan koop nie. Want die ongelowige ou kan dit net so mooi reg kry. Kennis waarvan hulle hier praat, is kennis van onsself, wat God vir ons gee. Wie is ons? Ons is sy kinders. Omdat ons aan hom behoort van altyd af, het ons 'n sekere ding op 'n sekere manier te doen, al hou ons nie daarvan nie. Kennis bring ons by die punt waar ons kan sê, ons is bewus daarvan, dat ons ook self baie keer foute maak. En spite daarvan kan ons voor ons Hemelse Vader gaan staan in gebed, en dan kan ons sê, troue Heer, dit is 'n oortreding teen U wil, maar ook vergifnis deur U genade wat ons kan verder vat. Dan bring hy ons by die blydskap. As ons by die blydskap uit kan sê, aan die einde van 'n dag, aan die einde van 'n week of 'n maand of 'n jaar of aan die einde van 'n lewe, as ons dan kan sê, maar dit is alles genade. Dan het ons daardie tydperk, ongeag hoe lank dit is of watter tydperk dit is, dan het ons dit met die regte ingesteldheid aangepak, en ons het dit met die regte ingesteldheid afgehandel, en dan kan ons met blydskap getuig van God se liefde, barmhartigheid en genade. Ons moet hoor, broers en susters, as hulle hier praat van wysheid en kennis en blydskap, dan is dit eerstens van dit wat uit die ewigheid uit na ons toe kom. En dan vat ons dit, en ons maak dit van toepassing, en ons maak dit prakties in ons alledaagse lewe. Want as ons dit nie doen nie, dan gaan ons ergens langs die pad, saam met die prediker sê, dit het tot niks gekom. Mag ons Hemelse Vader vir ons die wysheid en die kennis en die insig gee, dat ons lewens heeltyd vanuit daardie genade sal plaasvind. Mag hy vir ons die wysheid en die kennis en die insig gee, dat ons altyd weer teruggeroep kan word, en dat ons onsself kan terugroep, en dat ons ander kan terugroep en sê, maar wat sê die geloof? Hoe is ons Hemelse Vader se wil in hierdie situasie? Dan sit ons met die troos, dis belangrik. Dan kan ons terugkyk en ons kan sê, maar kyk al die genade wat daar reeds was. Ons het nie bekommernis of 'n tekort aan vertroue oor die jare wat vir ons voorlê. Soos wat hy voorsien het, sal hy verder voorsien, soos wat sy genade gegeld het, sal dit ook verder gaan, aan God alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons drie-enige Hemelse Vader, ons dank U dat ons name in die boek van die lewe vasgeskryf was voor die grondlegging van die aarde. Ons dank U Heer dat U ons van daardie tyd af ken, en dat elke gelowige 'n hele aardse lewe lang kan getuig van die liefde en die genade. Ons dank U dat ons vorentoe kan kyk met die geloofsvertroue, dat U ons hier geplaas het, en daarom is dit nooit nodig dat ons bekommerd te wees dat dit tot niks sal eindig. Of dit met ons goed gaan en of dit met ons sleg gaan, ook dit is veilig onder U hand, en in alles is ons veilig toegevou in U liefde. Hoe enorme genade is dit, Heer, dat ons hier kan stil word. Hoe groot is dit, dat ons weer bewus kan word, dat ons deur alles heen gedra en versorg is,
omdat U die Almagtige is, wat na ons omsien. Ons dank U vir genade, opgenade, opgenade. Ons dank U vir barmhartigheid en troos en sorg. Ons dank U vir die geloof in ons harte wat vir ons die blik oopmaak. Elke dag en elke week, elke maand, elke jaar en oog na die ewige lewe. Wil U ons toch bystaan waar alles te veel is. Wil U ons sagtens reghelp waar ons dalk so aflaat. Wil U ons vergewe waar ons oortree het. Wil U ons so help en ons so begelei. Ons aardse lewens vir U as ewige aanneemlik mag wees. Ons bid dit in Christus naam. Amen. Kom ons sluit die laaste erediens van die jaar af met die Onse Vader. 266 in die liedboek, 294 in die ou boek. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig sy U naam, laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sondig. Laat ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy seën gee. Amen.